Numeriese patrone. Daar word meer as een formule gebruik om die endeterm van numeriese patrone uit te werk. In hierdie video verduidelik ons die formule Tn is gelyk aan B, hakkie N plus C. Jy hoef net die een wat jy in die klas gebruik te leer. Albei die formules wat verduidelik word is reg, maar maak seker jy gebruik die een wat jy in die klas doen en los die ander een uit. As jy die ander formule behandel het, gaan kyk eerder na daardie video. Ons bestudeer die patroon 4, 7, 10. Kan jy die patroon beskryf? Die patroon begin by 4 en dan tel ons 3 aan om by 7 te kom en dan tel ons nog 3 aan om by 10 te kom. So die patroon is dat daar elke keer 3 bygetel word om die volgende getal te gee. Die posisie van die getal in die ry is baie belangrik en ons noem die posisie waar die spesifieke getal in die ry is sy term. Die eerste term is 4 en dan die volgende term is 7, dan die volgende term is 10 en dan kry ons nog 'n term en dan hou ons so aan tot by die einde term. As ons dit in 'n tabelvorm voorstel, sit ons die term bo en die waarde of die getal wat op daardie term staan in 'n onderste ry. Jy het reeds hiermee gewerk in vorige grade. Ons sê die eerste term en ons skryf dit as 'n hoofletter T met 'n voetnota 1. Dit is 4. Term 2 is 7. Term 3 is 10. En ons kan die tabel voltooi totdat ons by die einde term uitkom. Jy gaan gewoonlik 'n vraag kry om die waarde te bereken op 'n sekere posisie N. In hierdie patroon werk ons met 'n konstante verskil. Die formule wat vir ons gegee word om die onbekende waardes uit te werk is Tn gelyk aan B maal N plus C. Ons ondersoek gou al wat alles beteken. Die patroon het 'n konstante verskil. As ons sê die verskil tussen term 2 en term 1, dit is 7 minus 4, so die verskil is 3. Ons kyk na die volgende 2 terme ook. Term 3 minus term 2, dit is 10 minus 7 en dit gee ook vir ons 3. Die konstante verskil is 3 en ons gebruik die letter B om dit aan te dui. In ons formule is daar nog die onbekende, die C. Ons het die waarde van term 1, so ons kan dit gou bereken. 4, dit is mos die waarde van die eerste term. Dit is 3 is die B, die konstante verskil. En ons weet N is 1, want ons werk met die eerste term. Jy kan sommer so uit die kop die waarde van C bereken. 3 maal 1 is 3, en ons weet as C alleen wil wees, dan trek ons 3 aan al twee kante af, so 4 minus 3 is 1, so C is 1. Ons kan ook sê, sonder om die som te doen, dat C is die waarde van die eerste term, waarvan ons B, of die konstante verskil afgetrek het. Die eerste term minus die konstante verskil. Nou kan ons die algemene formule vir hierdie getalpatroon neerskryf en ons skryf die waardes in die formule. Tn is gelyk aan B is 3, so dit is 3n en C is 1, so dit is 3n plus 1. Nou kan ons 'n onbekende getal in die patroon uitwerk. Ons word gevra om die waarde uit te werk van die 8ste posisie, of waar n gelyk is aan 8, of term 8T8. Ons gebruik die formule en ons werk dit uit. T8 is 3 maal 8 plus 1. Ons het die 8 in die waarde van term 8 gesit. 3 maal 8 is 24, plus 1 is 25. Die waarde van die term in die 8ste posisie is 25. Ons kan ook gevra word, wat is die term waar die waarde 64 is?
Weer gebruik ons die formule en ons vul die bekende waardes in. Tn is 64 en ons wil die onbekende n uitwerk. Ons trek minus 1 aan albei kante af. 63 is gelyk aan 3n. Nou deel ons albei kante met 3. N staan nou alleen. N is 21. Die term waar die waarde 64 is T21, die 21ste term. Kyk weer, die formule is Tn gelyk aan B mal N plus C. En wanneer ons die algemene term moet gee, dan vervang ons die spesifieke numeriese patroon se B en C waardes daarin, soos byvoorbeeld Tn is gelyk aan 3n plus 1. Waarvoor staan alles in die formule nou weer? Tn is die waarde van die spesifieke term, B is die konstante verskil, N is die nommer van die term wat bereken moet word, en C is die verskil tussen term 1 en B.